Ek wil vanmôre gehoorsaam wees terwyl die Here met my praat. Gistermôre, ek was die week so bietjie siekerig en gistermôre net voordat ek wakker word, is ek nog bekommerd of Pastor Kobus ook bekommerd gaan raak. Of hy dalk gaan moet voorberei. Ek dank die Here, hy sê ek het ons so 'n bietjie wakker gehou, dis altyd 'n goeie ding. In elk geval, en net voordat ek wakker word, gee die Here my 'n droom. En toe die Here my 'n droom gee, toe weet ek, die Here het 'n plan. Die Here, if God reveal, he will heal. As God iets wys, gaan hy dit doen, en hy doen dit met 'n rede. God doen niks sommer net nie, hy doen iets altyd vir 'n rede. En die Here gee my 'n gesig van hierdie rots, en ek sien hierdie mooi, ronde rotspoel. Ek sien die rotse wat so om dit is, en die water hier binne is so rustig, en ek sien die mees kleurvolste visse wat ek in my lewe gesien, dit wat jy eintlik in die warm water sien. Ek sien die mooiste visse wat rond swem, en anemone, en allerlei goed wat pragtig is. Help nou nie, ek noem al die goed nie, want ek ken dit nie. Ons ken so 'n bietjie van dit, want ek is baie lief vir vistanks oor baie lang tyd, en veral marine tanks ook. Maar in elk geval, en terwyl ek nou hierdie sien ek hier rots so om dit, en volgens ek sê ek, maar daar kom 'n golf wat gevorm word. En die golf kom, maar hy slaan, en hy beweeg, maar soos hy oorbeweeg is al hierdie visse hier binne rustig, hulle gaan aan. Ek sien hoorie, maar dit spoel nie langs aan, en van die visse swem met alles wat hulle kan so teen die stroom, en volgens ek beweeg hulle ook maar saam, want ergens raak hulle moeg, so hulle beweeg maar net saam, en dan gaan hulle nou maar daar aan. En volgens ek sien ek, maar hier kom het nog 'n slag, en so kom hulle oor en oor, maar hier die visse wat hier in die rots is, het rustigheid, kalmte, en die kleur is net onbeskryflik mooi wat ek hier sien. En die Here sê, daar's beskerming in die rots vir julle. En ek wil vanmôre gehoorsaam wees, en ek wil bring dit wat die Here vir my gesê, die rots bied beskerming. Die rots bied beskerming, sê vir een langs jou, die rots, Christus Jesus, bied beskerming. Amen, ek wil hê jy moet vanmôre hierdie deel baie mooi verstaan, dat daar is vir ons geen ander rots as die rots Jesus Christus nie. Daar's vir ons geen ander beskerming, daar's vir ons geen ander toevlug, daar's vir ons niks anders as Jesus en Jesus Christus, die gekruisigde, die Seun van God nie. Halleluja, kom ons gee hom eer vanmôre. Hy is God, hy bly God. Halleluja. Halleluja. Here wys vir my, hy sê die golwe gaan bly kom, die golwe gaan nie ophou nie. Daar sal sla heeltyd kom, een vir een, maar hulle wat in die rots is, sal eintlik so half onbewus van die gevare net aangaan. Hulle wat in die rots is so gewoond aan daai beskerming, daai rots gee net genoegsame vloeistof en suurstof en alles wat oorkom en nuwe kos en alles kom, want daai rots bewaar dit en beskerm dit vir hulle. En ek wil hê jy moet vanmôre dit baie mooi verstaan, dat die wat binne die rots is, het rustig aangegaan en dit het goed gegaan. Hulle het floreer. Maar die buite die rots is so meegesleep, meegevoer, want daar's net tot 'n tyd wat jy teen die stroom fight en dan kan jy nie, dan gaan jy maar saam met die stroom. En ek wil hê jy moet vanmôre hierdie profetiese woord wat God my gegee het, wil ek hê jy moet jy verstaan van Christus, u en my rots. Die wêreld se golwe slaan altyd, dit gaan nooit ophou nie, soos ek vir julle sê, soos die see. Die mense dink, hoorie, maar wat gaan aan by Santos? Hoekom is daar nie golwe nie? Ek wil vir jou sê, ek het al 'n doopdiens daar gehou. Daar's golwe, hoor. Dit is soos die Karoo. Ou sê vir my, daar's nie heuwels nie, is alles plat. Kom jag bietjie saam met my en 'n paar manne wat daar was. Is nie so plat nie. As jy eers bietjie daar binne was, dan besef jy is nie so plat soos almal vir jou sê nie. Die see is nie so glad soos hy lyk nie. Gaan staan bietjie daar, dan sien jy hy het ook maar sy eie uitdagings. Maar in 'n geval, terwyl ek besig is met hierdie ding en die Here begin met my praat, wil ek vir julle sê dat daar sal altyd aanvalle kom. Ons is in die wêreld, maar dank God, ons is nie van die wêreld nie. Die wêreld is nie ons antwoord nie, die wêreld is nie ons beskerming nie. Die wêreld is nie daar vir ons nie. God is daar vir ons. Die wêreld is ongelukkig teen ons, maar God is vir ons. Jesus het self gesê in Johannes 16:33, in die wêreld sal julle verdrukking hê,
Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Amen. Hy sê in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Dis vir my so belangrik dat ons hierdie saak moet verstaan, dat die Here het die wêreld reeds oorwin. Is nie 'n geveg waarmee hy besig is om te hoop hy gaan oorwin nie. Baie van ons dink so die Here is besig om nog te veg om hierdie geveg vir ons te wen. Hy het klaar die geveg gewen. Ons moet net in sy kalmte kom. Ons moet in sy vrede kom. En terwyl ek toe kyk na hierdie gedeelte en ek besef net van hierdie drukking wat ons sal hê, wil ek vir jou sê, weet jy wat's een ding wat die storms wel doen? Die storms openbaar by wie jy skuil. Die storms openbaar by wie jy skuil. As jy by Christus is, dan sal jy dit weet. As jy nie by hom is nie, sal almal dit ook weet. Die rots is Christus Jesus, en ek wil graag 'n bietjie met u deel daaroor. Die Bybel praat baie van God as die rots. Daar's so baie skrifte oor dit, ek het hier en daar een aangehaal. En hy sê dat hierdie rots is onbeweeglik, veilig, standvastig ensovoorts. Psalm 18 vers 3 sê hy, die Here is my rots en my bergvesting, my redder, my God, my rots by wie ek skuil. Is dit nie mooi nie? Hy sê die Here is my rots en my bergvesting, my redder, my God, my rots by wie ek skuil. Ek wil hê dis is iets moois hierin. Hy sê nie die Here is 'n rots en 'n bergvesting en 'n redder. Hy sê is myne. Is 'n baie groot verskil wanneer iets joune is en nie joune is nie, hoor. Jy kan net iets gee wat joune is, as hy nie joune is, ek jy hom nie gee nie. Jy kan hom ook nie geniet as hy nie joune is nie. Amen. Hulle sê mos as geen 4x4 beter as 'n rental golf nie. OK. Kom ons los dit daar. Daar's 'n paar wat dit nou gaan snap. OK, so Christus Jesus is ons rots. Hy is ons vesting. Hy is hierdie rots waar binne ons kan bly en dit maak dat die omstandighede van die wêreld ons nie sal kan wegdra nie. En ek wil hê jy moet dit vanmôre weet. Ons almal sit in wroging. Ons almal het ons uitdagings. Hierdie jaar het begin teen 'n tempo en ons gaan aan en ons beweeg en ons doen ons dinge, maar die uitdaging raak groot, die spanning is groot, mense is bekommerd want ons hoor nou skielik die brandstof van sommer R4.50 of wat ook al op per liter, maar ek wil sê soos om teens gesê het, ons gooi nie cheap goed in ons karre nie. God sal voorsien. God sal voorsien. Amen. Sê saam my, God sal voorsien. Sê dit nog eenmaal, God sal voorsien. En jy wil dit nog steeds nie glo nie, sê dit weer. God sal voorsien. Amen. Julle is so positief. Nou ek wil vir julle sê, soos in hierdie droom van my, die visse wat in die rots bly, is daar ongelukkig soveel visse wat by die rots is, maar nie in die rots nie. Hulle is by die rots, want hulle besef, om jou rotsgedeeltes is die beste kos. Dis hoekom as jy gaan vis vang, gaan jy sien meeste van jou vissoorte wat jy graag wil vang van die kant af, soek jy graag 'n rotsplaat waarvan af jy kan vang, want dis waar kos is. Waar kos is die visse. Die kos sit op die rotse deur vorm van die mossels, daar's jou siffies is daar's die wurms wat daar tussenin woon, daar's iets van alles daar's baie kos wat om die rotse vorm en wat om die rots is. En dit maak dat die visse nader kom en natuurlik die ander visse. Maar dan binne in daardie rots kom jou kleiner visse wat beskermd wil groot word. Is binne daai rots en dis waar hulle beskerming kry. Al kom die groot goed verby, al kom wat, hulle kan nie daar inkom nie want daardie rots is sterker en groter as hulle. Wie oor het om te hoor wat die Gees vanmôre aan die gemeente sê. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie van ons sit vanoggend hier en ons is nog steeds te hard besig om teen die stroom te wil swem. Jy het nie nodig nie. Jy het nie nodig om aan te hou beklei nie. Jy beklei jouself moeg. Jy kan nie meer nie. Ek het in hierdie week gesê vir iemand, ek is moeg. My moeg is moeg. Weet jy hoekom? Want ek wil self veg, terwyl die Here sê, kom net in die rots. Ek het klaar vir jou geveg, die standvastigheid is daar. Die voorsiening is daar, die beskerming is daar. Kom staan in die rots. Ek is vanmôre daar vir jou.
Buite die rots sleep die stroom jou weg. Buite die rots sit jy in die stroom van hierdie wêreld van opinies. Jy sit in die stroom van hierdie wêreld van politiek, van negativiteit, van al sy valsheid en vuilheid. Ek wil vir jou sê, mense word meegesleer met hierdie wêreldse vuil goed en lelike goed wat kom. Weet jy hoekom? Omdat hulle by die rots is, maar hulle is nie in die rots nie. By die rots beteken vir jou niks. Dis amper raak. Ek wil eerder vanmôre amper mis wees as amper raak. Want iemand wat amper raak is, was mis. Maar iemand wat amper mis is, het geraak. Is jy saam met my vanmôre? Ek vra vanmôre vir jou. As jy in jou eie lewe kyk, besef jy dalk vanmôre, Here, maar ek besef as ek kyk na hierdie woeling hier binne my. Ek is by die rots, maar ek sê in die rots nie. Here, gee vir my vanmôre daai geleentheid om in die rots in te kom. Gee vir my daai geleentheid. Weet jy wat is vir my mooi? Dan kom ek baie keer by poele, dan wonder ek nou hierdie vissies, hoe lewe hulle nou hier? Gaan hulle nie doodgaan nie? Dan sien ek hoorie maar oral hier en daar is daar plekkies waar hulle so onder die rots kan inkom en hier binne beweeg. Ja, en weet jy wat's mooi? Wanneer jy nou daar kom staan, is hy natuurlik mos nou 'n bietjie bang vir jou. Nou nie heeltemal net omdat jy lyk soos jy lyk nie, is maar hulle is natuurlik hulle is vir ons almal bang. Okay. So nou staan jy daar en dan sien jy niks nie. Hier is niks vissies hierso nie. Gaan staan op jou hurke en staan doodstil vir 1 minuut. Jy sal sê, wow. Skielik kom die garnale uit, redvingers, bottervissies, hier kom alles, hete rokskiepertjies en sergeant majors en al die vissies kom skielik uit. Weet jy hoekom? Want hulle voel die gevaar is weg wat dreig. Hulle voel vrede, dan kan hulle uitkom. Ek wil hê jy moet dit so bietjie gaan doen. Gaan doen dit volgende keer as jy so by 'n rotse kom. Gaan staan bietjie stil vir 'n ruk. Dan sien jy al die mooi goed wat na vore kom. Dis tyd dat ons ook bietjie moet stil staan in ons lewe sodat die mooi kan uitkom. Amen. Praise the Lord. So die stroom van die wêreld, soos ek vir julle sê, met al sy lelike goed en saam met daai stroom, een van die grootste goed wat die mense vang en meesleer is vrees. Vrees. Die woord van Here sê 366 keer, moenie vrees nie. Wat beteken 1 keer vir elke dag van die jaar, sowel as skrikkeljaar. Moenie vrees nie, ek is met julle. Moenie bang wees nie, ek is met julle. Natuurlik sonde en emosies en teleurstelling, al daai goed kom saam, maar meeste van daai goed wek sonde, van die sonde en goed wek vrees. En daai vrees is vanmôre iets wat God wil weg hê by sy kinders. Ek wil regtig hê jy moet vanmôre verstaan, vrees maak dat 'n mens impulsief verkeerd optree. Vrees maak dat jy besluite maak wat verkeerde besluit op 'n verkeerde tyd is. Vrees is 'n geweldige sterk wapen in die hand van die vyand. Vrede is 'n genadegawe van God. Hoor vanmôre volk van die Here, kom in die vrede en die vreugde van die Here. Moenie laat dinge jou rondjaag nie. Jesus gebruik 'n mooi beeld en hy verduidelik dit vir ons in Matteus 7 vers 24 en 25. Hy sê, verskoon, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en strome het gekom en die winde het gewaai teen daardie huis. En dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Wanneer ek bou op die rots, sê dit nie daar gaan nie winde en storms en strome wees nie. Die golwe gaan bly kom. Maar dit beteken ek is veilig te midde van die storms. Baie kinders van Here dink die dag as jy Jesus aanneem, gaan die storms ophou. Ek het vir jou slegte nuus. Ek wil vir jou sê, wake up. Storms gaan nooit ophou nie. Maar jou vrede is slegs vrede as dit in die Here is. En in die Here is hy jou vrede. Hy is jou toevlug. Hy is jou vesting.
Hy is jou beskerming, hy is jou rustigheid, hy is jou kalmte, hy is die krag van God geopenbaar, hy is die heerlikheid van God, hy is bekend met jou en my omstandighede, hy is in alle maniere soos u en ek versoek, sê die woord, maar hy het oorwin sonder sonde om vir ons die alle oortreffende heerlikheid en genade van God te bewerkstellig, sê amen. So ek wil vandag vir jou sê, bly rustig, God is met jou. Moenie bang wees nie, God is met jou. Nou kom ons kyk so 'n bietjie. Die storms kom vir almal, maar ongelukkig vir die daar buite. Dit gaan hulle tref, dit sal ons nie tref nie. Want ons beskerming is God. Nou ek wil hê jy moet weet vanmôre, God plaas beskerming om sy volk. Hy sê vir ons ook Psalm 91 sê hy, in die beskerming van die Allerhoogste, hy wat in die beskerming van die Allerhoogste sal vannag in skadu van die Almagtige, ons of die Here sê my toevlug, my bergvesting, en hy praat oor alles, hy sê, hy gee sy engele aangaande ons bevel, hy self val dat 1000 in jou sy 10.000 in jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie, want ek is met julle, jy sal jou voet nie teen 'n klip stamp nie, want my engele sal jou dra, omdat ek met julle is. Amen, ons sal vernag in die skadu van die Almagtige. Is dit nie mooi nie? Hy sê so mooi in Psalm 125 vers 2, hoor hierdie mooi gedeelte. Rondom Jerusalem is berge, soos die Here rondom sy volk, van nou af tot dit moeilik raak. Sê die vertaling dit nie? Wat sê hy dan? Sê hy iets? Hy sê rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen, kom ons gee hom eer. Van nou af tot in ewigheid. Net soos die berge om Jerusalem staan, so is God se beskerming oor ons. Weet jy wat vir my mooi hier by Mossel Baai? Ons is nou gelukkig, julle wat nou aanlyn kyk, baie jammer vir julle wat nie hier is nie. Ons is heeltemal toegemaak met die berge. Het jy al gesien? Ons is omring met die berge. So beskerm die Here sy volk. Rondom ons al baie berge. So beskerm die Here sy volk. Hy beskerm ons van agter en van vooraf. So beskerm die Here sy volk. Ons is beskermd, ons is beskik, ons is gesalf en ons is geseën, want ons is die kop en nie die stert nie. Ons is nou maar eenmal geseëndes van die Here. Ek wil hê jy moet vanmôre weet, raak vir my rustig, God is met jou. Raak kalm vanmôre, te midde van die storms. Hoe hewiger die storms is, hoe meer die winde waai, raak die daar buite paniekerig. Want hulle sien, hier's groot moeilikheid. Hier, dis soos wanneer jy see swem en jy sien, hey, hier kom 'n groot golf. Ek weet nie of ek nou boor gaan nie, ek dink hierdie is nou 'n onderdeur een. Ken julle dit? As jy golwe swem, nou ek is 'n lang ou, so ek mik altyd vir boor. Ek like nie vir onder nie, want ek so 'n bietjie ente vrees. So ek spring maar daar, ek raak so amper aan die hemel en kom ek terug. Nou, ek like om oor te spring en dan vat hy my nou maar 'n entjie, want my voete is in die lug en daar gaan ek. Maar partykeer dan wen ek daarom so 'n bietjie. Maar die ander gaan nie onderdeur. Nou, ek het al onderdeur gegaan, maar as jy hom nie reg vang nie, dan rol hy jou ook maar daar in die sand, hoor. Jy lyk soos een of ander sandmonster. En dan, op die einde van die dag, nou kyk jy, o, jete mense, hier is moeilikheid. Nou, wat gaan ons maak? Weet jy wat maak die kinders? Hulle gryp by my vas. Dis 'n goeie idee, ek lyk soos 'n rots, maar ek sê eenmal 'n rots nie. Nou, meer 'n paal, maar okay. Dan gaan ek deur, dan sê ek, nee man, moenie worry nie. Ek vat een keer vir, waar's Marike? Vat ek vir terwyl ons so swem. Nou, sy is net so halwe mensie. En nou sien ek hierdie golf is klaar vir haar hemelshoog. En toe hy kom, nou vat ek haar en ek tel haar op. Sit daar neer. Woe, sê sy lekker, daar is sy veilig. Ek is 'n bietjie amper verdrink, maar ek's alright. En lang storieetjie kort te maak, daar's baie keer wat jy moet dink oor, hoe gaan ek om nou notch? Gaan ek nou boor? Gaan ek onderdeur? Hier's moeilikheid. Maar weet jy, in dieselfde tyd het ons al gaan loop op die rotse en ons het gaan bietjie karring tussen die poele. En dit is een ding wat ek die kinders altyd leer. As die water kom en jy staan op rotse, staan net vas. As jy gaan loop of jy gaan beweeg en jy val en hy gaan bloed trek. Spontaan sonder 'n halt. Ek sê vir staan vas en daai het ek geleer wanneer die water skielik kom, hy fratsgolf, staan ek vas. Hy kan my niks doen nie, want hierdie rots onder my voete is onbeweeglik. En ek wil vir jou sê, partykeer as jy so besig om te notch, wat gaan jy maak, boor onder, deur in dit, wat? Party weet net, dis moeilikheid, jy draal om en swem saam. Ek wil vandag vir jou sê, die rots hou jou veilig.
Want rondom Jerusalem is berge. Ek wil vandag vir jou sê, hou op om heeltyd wiskunde te doen. Hoe gaan jy hierdie probleem hanteer? Hou op om heeltyd sommetjies te maak. Hoe gaan jy dit hanteer? Jy kan niks daaraan doen nie. Hou op om te wil uitwerk. Hoe gaan ons nou maak? Want as mense wat se senuwees klaas oor elke ding wat hy hoor op die nuus. Sit jou nuus af. As jy al die nonsens op Facebook luister en op TikTok en ek weet nie wat se goeters alles nie, dan gaan jy na dan TikTok. Sit die goeters af in hemelsnaam en kry geloof in God. As die goed jou bou, ja, kyk. As hy jou nie bou nie, sit hom neer. Luister wat ek vir u sê, volk van die Here. Baie van ons ouer garde, en skus ek sê dit nou met liefde, hier so 'n paar van hulle nog. Ek wil hê jy moet my mooi hoor. 90% vir jou depressie is die radio sonder mense waarna jy luister. Is al hierdie nonsens wat jy heeldag na luister van gesaanik en gemoun oor ekonomie en alles wat gebeur. Kry klaar met die negativiteit en kyk na God toe. God is ons antwoord. God is my bron. God is my voorsiening. God is my hulp. God is my rots. Help nie jy kyk vas in al die gemors nie. As jy dit kan beheer, kyk dan. Ek weet ons is nou kan maar vir die sport. Daar's geen sport op 'n Dinsdag aan nie, man. Hou op hierdie negatiewe goed luister, want jy raak 'n negatiewe mens, jy maak jou huisgesin moeg. Vrouens het nou amper almal hard amen gesê. Ek preek nou so mooi, ek kry die week weer koekies en terte en goed. Nee, ek's op 'n dieet, hoor, so asseblief. Kom ek sê gou vir u vandag, ek wil hê jy moet mooi hoor. Jy kan bepaal wat hier ingaan. Jy kan bepaal wat hier ingaan. So kan jy ook bepaal wat hier uitgaan. En as jy vanmôre by die Here skuil, gaan dit 'n baie direkte invloed hê oor wat ingaan en wat uitkom. Want dit wat ingaan en wat uitkom, bepaal wie jy is. Wie is jy vanmôre, oorwinnaar of 'n sukkelaar? Ek het 'n spreekwoord gehad. Ek sê nie altyd was goed nie. So moenie al my spreekwoorde altyd as goed vat nie. Ek het 'n spreekwoord gehad wat sê as die koppie dom is, moet die lyfie suffer. As party mense wat nie wil leer nie. So as die koppie dom is, moet die lyfie suffer. Maar as die koppie begin luister, dan werk alles mooi uit. Jy kry mos party ons hy stap hier eers uit en stamp hy sy kop teen die afdak. So by 7de dag en sê ek vir hom, gaan jy nie eers begin kyk nie. As hulle duik in die afdak gestamp. En nee, ek het nie geweet nie. Nee, wakker. Kry klaar met goed wat jou negatief hou. Jy weet jy's 'n negatiewe mens, jy maak die suurlemoene suur en op die einde van die dag is dit die negatiewe goed waarna jy kyk. Hou op kyk in die negativiteit vas, mense. Ek is lief daarvoor om nou en dan te kyk die nuus. Ek's lief daarvoor om te kyk wat gebeur in die wêreld. Maar as dit my begin beïnvloed en dit kom binne-in en die oorlog van buite begin binne 'n oorlog raak, dan stop ek dit in Jesus naam. Moenie laat goed jou beïnvloed nie. God is saam met jou. God beskerm vanmôre sy volk. Luister, volk van die Here, ek sê vir jou wat God vir my sê. Hy sê ek is jou skuilplek, maar jy moet by my kom skuil, sê die Here. Daai rots gaan nie en hy suig die mense inskielik nie. Die rots is daar, hulle besluit of hulle by hom skuil, binne of buite. Binne of buite. Jy het 'n keuse. Hy sê so mooi, Psalm 91 vers 2. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy in hom skuil, dan begin vrees sy krag verloor oor jou lewe. Vrees se hou vas, begin hy verloor. Hy verloor sy grip op jou lewe. Die strome kan jou nie wegdra nie. Die storms het geen gesag oor jou nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, die golwe gaan sterker slaan. Hoor die woord van die Here. God het vanmôre gesê deur profesie en ek wil dit vanmôre vir u bevestig. Die Here het dit vir my gesê deur sy woord ook. Die golwe gaan sterker raak in die wêreld van ons. Maar God se genade sal groter raak. Hulle wat by hom skuilplek vind, sal veilig wees. Ek wil hê jy moet dit weet vanmôre. Naby die rots is nie meer goed genoeg nie.
Die Here het onlangs gepraat van langs die kruiskniel en by die kruiskniel. Ek wil vanmôre dit ernstig weer aan u ernstig deurbring. Die Here sê vir my volk, om langs die rots te wees is nie meer 'n antwoord nie. Dis nou hulle wat by die rots is, binne die rots. Langs die kruis is nie meer 'n antwoord nie. Om te lyk soos die kerk en te wil maak soos die kerk is nie 'n antwoord nie. 'n Verhouding met God is 'n antwoord vanmôre. Jy kan vanmôre hier by die kerk wees, dit maak jou nie 'n kind van God nie. Enige iemand kan instap. Het jy vanmôre ontmoeting met God gehad by die huis? Het jy ontmoeting saamgebring? Het jy 'n verhouding met God as ons hier uitstap? Het jy 'n verhouding met God Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag en Saterdag ook? Dit is wat die saak maak, of jy langs die kruis of by die kruis is, langs die rots of in die rots. Amen? Ek vra vanmôre vir u en ek wil amper sluit. Moses kom op 'n plek in die woestyn waar hulle by die rots kom en God praat met hom 2 keer. As 2 gebeurtenisse, ek sê eendag weer daaroor preek. En hy sê vir hom, Moses, slaan hierdie rots, hy sal vir julle water gee. En hy vat die staf en hy slat daai rots en daar kom water uit. Yes, ek dink is die skoonste water wat daar is. En nadat hy dit gedoen het, gee die Here water, want God, die rots, is die voorsiener. Hy is die bron. Amen. Hy het die water gegee, is lewe. Weet jy wat is interessant? Kom ek gee dit so vinnig vir u weg. Die tweede keer kom hy weer daar en die Here sê vir hom, Moses, praat met die rots. En hy dink, hy doen soos die vorige keer, ons het dit mos nou al gedoen. I've been there, done that, got the t-shirt. Vang die staf, slat die rots weer. Sê Here, daarvoor sê jy nie ingaan in die beloofde land nie. Hoekom? Christus is net 1 keer geslaan vir my en vir jou. Hy is eenmal gekruisig vir jou en vir my. Hy gaan nie elke keer op die kruis land van vooraf vir elke ou van ons se foute nie. Hy het 1 keer op die kruis geland. Daarna kom ons na hom toe en ons vra vergifnis deur net te praat met hom. Ons hoef hom nie weer te slaan nie. Ek wil hê jy moet vanmôre dit baie mooi hoor. Hy was klaar geslaan vir jou. Hy was klaar deurboor vir jou vir voorsiening. Vanmôre wil hy vir jou uitkoms gee. Praat bietjie met Jesus. Bietjie praat met Jesus maak alles reg. Kom vanmôre net en sê Here, hier is ek. Here, hier is ek. Dankie dat U my bron is. Dankie dat U my voorsiening is. 1 Korinte 10 vers 4 sê dit en die rots was Christus. Dit is ons daai sinnebeeld van Christus. Kom onder die rots in. Hoor vanmôre die woord van die Here. Kom onder die rots in vandag. Die golwe gaan slaan, maar hulle sal jou nie vat nie. My standvastigheid sal jou standvastigheid word. So spreek die Here. God seën sy volk. God seën u vanmôre. En ek wil vanmôre hierdie woord afsluit. En ek wil vir u sê, luister mooi. Hulle wat in Christus is, sal nie die pla van hierdie wêreld ervaar en beleef soos die res nie. Maar hulle wat naby Christus is, sal dit ook beleef. Hoor mooi wat ek vir u sê. Daar's 'n verskil om naby te wees, daar's 'n verskil om in hom te wees. Dit is soos iemand, ek kan naby 'n girl sit. Dit sê nie ek's in verhouding met die girl nie. Kom vanmôre in huwelik met Christus. Kom vanmôre in daai nabye verhouding met hom. Kom ek doen vir ons 'n gebed. Vader, ons het U nodig. Daai lied sê so mooi, ek het U nodig deur al my lewe. Ek het U nodig, U sterke hand. Vanmôre is my gebed, Vader, dat U by ons sal stil staan. My gebed is dat elkeen sal aanraak. Here, soos wat daar die lied sê en soos wat die psalmdigter sê, rondom Jerusalem is berge, so beskerm die Here sy volk, wil ek vanmôre bid vir die beskerming van die Allerhoogste vir elkeen van die kinders wat vanmôre besluit om nie net naby U nie, maar in U te bly, wat vanmôre sê, Here, hier is ek, Vader, dankie dat U my hulp is, dankie dat U my krag is. Ek bid vanmôre en ek vra hulle wat buite is, laat hulle vanmôre vrymoedigheid sal vat om in te kom.
Dat hulle wat buite is vanmôre, wat voel ek is moeg teen beklei, ek is moeg geveg, ek is moeg skuiling gesoek, ek is moeg, dat hulle vanmôre sal inkom, want U nooi hulle in. U sê vir Moses, halleluja, karabandarabasitiandai. U sê vir Moses, hier is vir jou 'n plekkie by my op die rots. Kom staan by my. Vanmôre nooi U ons en sê, kom in. Kom in. Raak deel van hierdie beskerming. Moenie jy mee veg nie, ek veg vir jou. Moenie jy mee voel jy moet dit doen nie, ek sal dit doen. My las is lig, my juk is sag. My genade is vir jou genoeg. My liefde vir jou is onbepaald. My liefde vir jou is so groot, dat vanmôre wil ek jou teen my bors vasdruk. Gee my net 'n kans, gee my geleentheid, sodat ek myself in jou kan openbaar. Ek dank U vanmôre, Vader, staan nou by elkeen stil, word verheerlik deur die krag van die Heilige Gees. Dankie dat Hy elkeen nou versterk in hierdie plek. Dankie dat Hy elkeen, Here, nou optel en elkeen nou rustigheid gee. Want ons weet wat ons weet. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God seën, kan niemand keer nie. Word nou verheerlik, Vader, in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons gee die Here eer. Amen.